Ek hoop dit gaan goed by jou. Welkom by Kaleio Kerk. Ek weet sommer vandag gaan jy ongelooflike ervaring saam met die Heilige Gees hê, soos wat ons saam net weer die woord bedien en soos wat ons sy stem hoor. Is altyd so amazing hoe die Heilige Gees deur 'n eenvoudige woord op soveel unieke maniere mense se harte en se gedagtes en spesifiek aanraak waar mense nou is. Dis amazing, dat die Heilige Gees presies weet waar jy nou is, waardeur jy gaan, waardeur jy stoei, waardeur jy werk. Ek loof die Here vir Jesus wat sê, hy het die Heilige Gees uitgestort, gegee, sodat hy vir ons kan begelei in waarheid, dat hy vir ons rigting kan gee, maar ook dat hy vir ons 'n vertrooster kan wees. Dat hy ons kan bedien op plekke waar ons bediening nodig het. En so mag jy dit vandag intiem beleef. Welkom by Kaleio Kerk. As jy die eerste keer saam met ons kuier, ons is 'n redelike nuwe gemeente. Ons is so 'n bietjie meer as 'n jaar en 'n half oud. En die Here het vir ons ongelooflike guns gegee om op hierdie manier, op hierdie aanlyn manier mense te kan bereik reg oor die wêreld. Ons het mense in Amerika wat vir ons kyk, Mauritius, Hongarye, Engeland, Australië, het ek nou gesê, Londen, Engeland, ja, so vir almal wat oor see vir ons kyk, baie, baie, baie welkom, mag julle ook vandag diep aangeraak word, en aan almal in Suid-Afrika. Weet jy wat vir my amazing gewees, ek het onlangs 'n boek geskryf, ek wil jou herinner, as jy nog nie my boek Gered Gesond gestuur het nie, jy sal nou 'n QR code opkom, en anders sal jy die link in die description kry. Ek het 'n boek geskryf, en dis sommer net 'n rou eerlike reis oor my en my vrou se storie en hoe die Here ons kon begelei het om ons redding reg te verstaan, om te verstaan dat die Here ons wil gesond maak van die seer van ons verlede, en dan derdens ons roeping, ons is gestuur, en so as jy 'n goeie tyd saam met die Heilige Gees wil hê, wil ek jou herinner, kry hierdie boek van my Gered Gesond gestuur. Jy kan dit ook aanlyn bestel met die link wat nou hierso is. Anders kan jy by die dienste dit kry. Ons het nog 'n paar kopieë daarso beskikbaar. Maar wat vir my wonderlik is toe ons die boek bekendstel, hoor jy, daar is mense, ek het nou plekke ontdek waar ek goed moes heen koerier, plekke soos Gamtoos en plekke in die Weskaap en in die Karoo en reg oor Suid-Afrika, en ek loof die Here net vir hierdie aanlyn bediening dat ons bereik soveel groter kan wees, waar mense die evangelie van genade reg kan verstaan. So van waar ook al jy afkyk vandag, baie, baie, baie welkom. Ek wil jou vanoggend begelei, of vandag begelei, of vanaand, wanneer ook al jy hierdie kyk, met 'n boodskap wat eintlik my hele lewe kom vorm het. En daarom het ek hierdie boodskap getitel Afgehandel. Dis afgehandel. En ek gaan nou weer by hierdie woordjie stil staan. Maar ons is, huidiglik is ons in ons kerk, as jy nou onlangs eers bykom, het ons die boek van Handelinge, of die brief van Handelinge gevat, en ons werk om so stuk deur, en nou dan pause ons 'n bietjie en doen iets anders, maar die Heilige Gees is besig om ons so mooi te begelei, deur die brief van Handelinge, en ons is besig om ongelooflike waardes te leer, uit hierdie brief uit. En ek is vandag in Handelinge 15. So as jy vandag saam met my Handelinge 15 wil bestudeer, of gou pause dalk net jou Bybel kry, of jou foon, of waar ook al jy jou teks af van lees, doen dit gerus. Ons gaan vandag Handelinge 15 vers 1 tot 10 saam lees. So, kom ons begin, en voor ek begin wil ek net eers saam met jou bid. Dankie Heilige Gees, dat ons vandag hierdie woord kan inneem, kan kou, en dat hierdie woord ons begelei om die waarheid van die evangelie en die goeie nuus van Jesus Christus te ontdek. Here, ek kom bid, kom maak mense vry vandag. Here, mag hulle vandag in u rus instap, mag hulle 'n diep rus beleef vandag, Here. Ons bid dit in Jesus se heilige naam, en almal sê amen. Ons is in Handelinge 15, en ek wil jou so 'n bietjie konteks gee. Ons het nou net gesien in Handelinge 13 en 14, waar daar twee baie belangrike karakters, of nie karakters nie, regte mense, hulle is nie net karakters nie, hulle was regte mense,
Paulus en Barnabas, en hierdie is twee persone wat intiem verstaan het wat die grootheid van die evangelie is. En hulle het nou alreeds op hulle eerste sendingsreis uitgegaan, hulle klomp stede besoek reg oor van Jerusalem in Asië klomp areas daar rondom. En jy sien hoe, soos wat hulle die evangelie van genade kommunikeer, kom daar hordes mense tot redding wat hierdie goeie nuus deur die Heilige Gees hoor en dan gered en gesond en gestuur word. Maar dit is nie sonder teenkanting nie. Soos wat hulle beweeg en van stad na stad gaan, sien ons hoe hulle regtig begin teenkanting kry en weerstand beleef in dit wat hulle doen. En kan ek net sê in die begin, dat as daar 'n roeping oor jou lewe is, wat daar is, die Here het geen mens net toevallig gemaak nie. Die Here is nogal intentioneel in dit wat hy doen. Jy was dalk 'n verrassing vir jou ouers, maar jy was nie 'n verrassing vir die Here nie. En die Here het jou lief, en hy het 'n spesifieke roeping oor jou lewe. Dis hoekom ons kerk se naam Kaleo is. Kaleo beteken die spesifieke roeping van die Here. Maar wanneer jy in jou roeping begin funksioneer, glo vir my, gaan jy partykeer baie teenkanting beleef en baie weerstand beleef. En jy gaan partykeer voel, hoor, Jesus, is ek ooit in my roeping en is ek ooit in die wil van die Here? Ja, partykeer juis wanneer jy teenkanting beleef en weerstand beleef, is jy juis besig om in jou roeping te funksioneer. Onthou, daar is 'n wêreld, 'n geestelike wêreld daar buite wat regtig nie wil hê dat jy in jou roeping funksioneer nie, en wat alles gaan probeer om jou te vernietig. Ons het dit onlangs beleef, waar klomp hackers dit reg gekry het om groot gedeelte van ons sosiale media volgelinge te kon saboteer. Maar al wat dit sê is, ons is besig met die regte ding. Hulle kan ons volgelinge van ons probeer wegvat, maar hulle kan nie ons boodskap van ons al wegvat nie. Amen. Ons kommunikeer die boodskap van die evangelie van genade, en dit maak mense vry. As hulle ons wil stil maak, dan gaan hulle ons moet doodmaak. En so, die punt is, ons gaan aanhou die goeie nuus van die evangelie kommunikeer. Alright, dis som kry jy sommer verniet. Ek het nie eens beplan om dit te sê nie. Jy kry dit sommer verniet. Maar wat nou in Handelinge 15 gebeur is dat hier is nou klomp Jode wat hierdie nuus hoor van die evangelie, van Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het, en hierdie kommunikasie dat wie ook al in Jesus Christus glo, weergebore word, 'n kind van God word, en dat hulle lewe het nou geskuif van sondaar na seun. Hierdie kommunikeer ek oor en oor en oor. Hier is die belangrikste gedeelte wat ek en jy moet verstaan van die evangelie. Maar in Handelinge 15, nou wil die Jode kom, omdat hulle gewoond was aan iets, en gewoond was aan 'n vorige manier van lewe en geloof en godsdienst doen, nou wil hulle ou manier deel maak van die evangelie en die nuwe manier hoe die Here nou met die mens funksioneer, en nou is daar massiewe konflik. Kom ons lees wat gebeur hierso van vers 1. Ons gaan nou lekker lank lees van vers 1 tot vers 10. Luister mooi wat hier gebeur. Daar het mense van Juda afgekom en die gelowiges wys gemaak. As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Hoor nou hierdie leuen wat deur hierdie Jode nou gekommunikeer word. Hulle wil nou hulle ou Joodse wettiese maniere deel maak van die nuwe Christelike geloof, en nou raak Paulus en Barnabas kwaad. Hoor, hy sê vers 2, toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. So wat hierso gebeur is, nou dat hulle sien, hoor, hierdie ouens verstaan nou nie mooi die evangelie nie, hulle dink hulle moet nog hulle ou manier hou. Nou is daar die eerste groot vergadering van al die apostels om nou sin te maak oor, hoorie, moet ons nou nog die Joodse wette onderhou of nie? Hoe kommunikeer ons dit aan al die mense wie ons nou gaan bedien?
Vers 3, nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het hulle na Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was die gelowiges baie bly. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge verwelkom en hulle het vertel van wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. En hoor nou, vers 6, die apostels en die ouderlinge het op mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, en luister nou mooi, broers, julle weet dat God my al lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, nie net aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidene nasies 'n juk te lê wat ons voorvaders nie eers in staat was om te dra nie en ons ook nie? Nee, vers 11 sê hy, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons deur die genade van die Here Jesus gered word. Kan ek daar bysit? Deur die genade van die Here Jesus alleen gered word. Kan jy sien hoe maklik wil die vyand, wanneer ons 'n waarheid het, wil hy iets deel van hierdie waarheid kom maak, sodat dit mense de mekaar maak. En kan ek vir jou sê, 2000 jaar later, is daar hoeveel mense nog steeds de mekaar, en hoeveel mense wat na hierdie boodskap luister, wat 'n boodskap van die evangelie gehoor het, maar ongelukkig deur ouens se eie opinies en ouens se eie uitkyk het hulle goed by ons boodskap kom sit. Ek noem dit Jesus plus. Jy kry predikers wat Jesus plus is. Hulle vat Jesus en dan wil hulle goedjies bysit. Hulle wil performance bysit. Hulle wil tradisie bysit. Hulle wil mense se eie werke bysit om hierdie prentjie vol te maak. En dis wat ek vandag net weer eens diep wil aanspreek. Ek sit onlangs in gesprekke waar ek mense se stories hoor en dan praat hulle nou sommer maar net en dan hoor ek juis hierdie Jesus plus. Ek hoor hoe mense goed vertel is of goed begin glo het wat 'n detrimental effek op hulle lewens het. Byvoorbeeld, ek sit onlangs in 'n gesprek waar ek met 'n persoon gesels, waar hy vir my sê, hoorie Leon, hierdie afgehandelde werk, dat ons nou vry is in Christus, dat ons nuut gemaak is, dat niks ons ooit weer kan skei van die liefde nie, dis vir my nuus, want die waarheid is, ons is groot gemaak, dat wanneer ons verkeerd doen, boeta, kan ons maar verwag, daar gaan straf van die Here afkom, en in sy woorde was dit, hoor dit gaan in dries kom, hoor jy eers gaan jy 'n pap wiel kry, en dan gaan die yskas gaan dan breek, en dan gaan daar die petrolprys gaan dan opgaan, en dan moet jy weet, ja, dan, as dit nou dries is, dan is die Here nou tevrede met jou, dan het jy jou nou genoeg gestraf, en kan ek net hardop sê, my hart breek, wanneer ek mense sien daar binne funksioneer, kan ek net hardop sê, wat is 'n psigopatiese God? Tree so op. Maar mense vrede so soetkoek op. En die waarheid bly dat mense die totale straf van die verlede, van die hede en van die toekoms, die totale straf wat ek en jy moes kry, het Christus alreeds op hom geneem. Hy het die totale wraak van God, wat ek en jy moes kry as gevolg van wat ons was, as gevolg van dat ons sondaars was, as gevolg van dat ons op
afstandsverhouding. Nee, daar was eers verhouding nie, ons was op afstand met God gewees, ons was heidene. Die Jode het nog 'n verhouding met die Here gehad. Ons het nie, ons was heidene. Ons was totaal verlore. Ons moes die totale wraak van God se heiligheid teen sonde moes ons op ons neem, maar Christus neem dit op hom eens en vir altyd. Dat dit een keer gebeur, dit hoef nie elke keer te gebeur wanneer ek en jy 'n fout maak nie. Nee. Mense leef, waar is die Heilige Gees vir my, soos, ek sien die prentjie van, het jy al hondjies gesien by die SPCA, wat verskriklik gemartel is en mishandel is, waar die SPCA diere moes vat, en loop jy daar tussen die hokke, en dan sien jy die hondjies, en elke keer as jy net hard praat, of elke keer as jy net na die hondjie kyk, dan sien jy hoe, jessie, en is 'n gegil en 'n geskree, en hoe baie mense daar funksioneer. Wat 'n absolute verwronge prentjie van ons goeie Vader het. Wat 'n verwronge prentjie het van wat Jesus Christus se afgehandelde werk beteken het. So, ek raak baie keer moedeloos. 'n ander persoon wat nou vir my sê dat wanneer daar sondig, of nie sonde nie, wanneer ek verkeerd optree, wanneer er goed gebeur in my lewe, hy gaan nou lag, want hy weet van wie ek praat, en ek het nog 'n gesprek nodig, maar ek verstaan hoe hy uitkom, en dis van hom geleer, maar het word gesê dat die Heilige Gees, wanneer ek sonde doen, verlaat die Heilige Gees my, want die Heilige Gees kan nie in 'n slegte woning bly nie. Die waarheid is, hier sê Petrus dit, ons is totaal rein verklaar. Ja, ons kan foute maak in ons aksies en in ons handeling, maar dan verander dit niks. Die Heilige Gees verwyder homself nie wanneer ons foute maak nie, wanneer ons in gedrag optree wat nie op die totale heilige standaard van die Here is nie. Nee, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy het nou kom woning maak in ons. Hy sal nooit deur dit wat ons aanvang, ons verlaat nie, want ons is nou verseël, sê Romeine 8 vers 15. Die Heilige Gees stem nou ooreen met ons gees dat ons kinders van God is. So ja, ek raak passievol. Die punt is, ek sê vir my vrou in die week, is dat baie keer preek jy hierdie waarheid oor en oor en oor en oor, maar dan sien jy hoe mense partykeer nog vasgevang is aan ou aangeleerde gedrag, aan ou bygelowe, en so ek het net nodig om weer die waarheid van die evangelie vandag met jou te kommunikeer. Hoor wat sê die waarheid van die woord, Romeine 4 vers 5, hy sê, maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof, jy is vrygespreek. Hebreërs 4 vers 10, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Jesus, kan ons in die rus intree, dat deur die genade is ons lewe verseël. Niks kan ons ooit weer skei van die liefde van Jesus Christus nie. Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. 'n ander vertaling sê, uitgeput en oorlaai deur godsdiens is. En deur tradisie, deur my eie werke moet ek by die Here uitkom. Almal wat moeg en oorlaai en uitgeput deur dit is, kom na my toe. Ek het klaar alles afgehandel, ek sal vir julle rus gee. Galileo wil jy vanoggend net weer saam met my daai rus intree. En ek het nodig om jou vanoggend in die oë te kyk. Ek wil 'n aanspraak op jou lewe maak en sê, wil jy die Heilige Gees toelaat in die volgende tyd? Dat wanneer jy baie keer default in ou bygelowe, in ou goed wat nie skriftuurlik korrek is nie, dat die Heilige Gees wil vra, Here, kom openbaar aan my, kom maak aan my nuut, wat glo ek verkeerd? Waar het ek iets opgetel, waar vrees eintlik nog my verhouding met jou dryf? Yes, wanneer die Here sê, ek benooi jou in rus in, ek het klaar alles reeds afgehandel. Ek sit vanoggend met 'n situasie, net voor ek hierdie preek opneem, ons bediende, die vrou wat in ons huis werk,
daar's 'n familielid onlangs in haar familie oorlede, en dis 'n baie jong dame, en sy tragies, sy het net griep opgetel, en sy is oorlede, en daar's baie vrae, en daar's bitter baie seer, en nou moet jy hoor, nou is die familie, dit is witchcraft, en enige iemand wat nou bid vir hierdie situasie, sy is nou te bang om by die Here te hoor, weet wat gaan nou regtig hier aan, want sy is bang vir witchcraft, en sy het nou onlangs ook siek geword, en nou is sy bang hierdie witchcraft gaan nou al hierdie effekte op haar lewe hê, en ek stop haar, ek gryp haar in die skouers, ek sê, Paul, can you see that you are operating in fear? Ek sê vir haar, luister hierso, staan op die waarheid, dat jy's 'n kind van God, jy het uit die bloedlyn van Adam geklim, jy's in die bloedlyn van Christus in, die Christus se bloedlyn kan nie gevloek word nie, geen witchcraft gaan op Christus se bloedlyn werk nie, jy is 'n kind van God, jou bloedlyn is Christus. Hy mooi skrifvers wat sê, as he is, so am I. Efesiërs 2, we are seated with him in heavenly places. Jy sien, ons is baie keer so op vrees gefunksioneer, en so bang vir dit wat die duiwel gaan aanvang, en met ons gaan regkry, dat ons nie kan staan op die afgehandelde werk van Jesus Christus, en funksioneer in dit wat hy reeds afgehandel het nie. Ja, ek het dit nog in my hart vanoggend met jou te deel. Hou op by die bygelowe hê, en staan op in jou identiteit, en in die afgehandel van werk van Jesus Christus. So, kan ek jou sê hoe het ek haar bedien? Ek het haar vanoggend gevat, en ek het aan haar kop gevat, ek gesê, Here, ek het gesê, kom kalmeer hierdie gedagtes. En so ek wil jou op dieselfde manier bedien vanoggend. Ek wil mense vanoggend bedien, wat weer daai ou leuns opgetel het, wat jy begin glo dat as dit by sleg gaan, is dit gevolg van goed wat ek aangevang het. En ja, baie keer leef jy met die gevolge van swak keuses. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat nou van 'n geestelike ding wat op jou lewe kom val, omdat jy 'n fout gemaak het. Dis absolute nonsens. Dis afgehandel. Jou verhouding met die Here is perfek. Dit is as gevolg van Christus se afgehandelde werk, nie dit wat jy aanpak nie. So, Here, ek wil in die gees vanoggend, wil ek aan mense se koppe kom vat, en ek wil kom sê, Here, kalmeer hierdie persone se gedagtes. Here, mag hulle vanoggend daai rus beleef. Here, Efesiërs 2, we are seated with Christ in heavenly places. Here, ek wil elke persoon wat nou na hierdie video kyk, of hierdie preek kyk, Here, mag ons nou in hierdie oomblik saam in die hemel instap. Die gordyn is geskeur. Ons het totale vrymoedigheid om nou in hierdie oomblik in die hemel in te stap en by die voete te kom sit. Nee, meer as dit, ons kan op die skoot kom sit. Nie eers by die voete nie, by die skoot is ons welkom, Here. Mag U nou in die gees waar ons nou daar sit, mag U die waarheid oor ons uitspreek. Mag ons hoor, Jy is geliefd, Jy is aanvaar, Jy is skoon, Jy is rein, Jy is volmaak, Jy is gesond. Alles wat aan my behoort aan Jou. Dankie, Here, daarvoor. Dankie vir die afgehandelde werk aan die kruis en die opstanding uit die dood. Dis afgehandel. Dankie, Here, daarvoor. Dankie vir hierdie rus, Here. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê amen. So. Dankie, Here, daarvoor. Ons sien in Handelinge 15 waar mense weer Jesus plus wil in ons lewe inbou. En ek is so dankbaar vir die apostels wat sê, nee. Stop dit. Ons word geregverdig en gered en in perfekte verhouding met die Vader ingebring deur ons geloof in Hom alleen. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien. Ons het sommer 3 dienste in my maand. Die 3de, die 10de en ek dink die 24, 26, ek kan nie nou die datum onthou nie. Hou asseblief ons webtuiste dop met al die datums op. Ons gaan sommer nou baie in Mei saam by mekaar wees by Simplicity Venue.
Ek sien so uit daarvoor. Mag jy 'n wonderlike tyd hê. As jy 'n bietjie weggaan oor die lang naweke, gaan rus. Gaan beleef die rus van die Heilige Gees en die afgehandelde werk van Jesus Christus. Het ek al vir jou gesê ek is lief vir jou? Sjoe, ek is so lief vir jou. Sien jou volgende week by Simplicity Venue.